Terwyl ons net so staan, kom ons sluit die oë. Vader Jahwe, baie dankie dat U die een is, vir wie ons nie net sing nie, maar besing, dat dit 'n roemtaal is, dat dit 'n lied is, U werke, Vader Jahwe, die verlossing in Yeshua, die genade en die liefde, die innige barmhartigheid, wat U vir ons in alle oorvloed bewys het, geopenbaar het. Dankie dat ons die afgelope 2000 jaar kan sien hoe U woord altyd vas bly staan. En in ons eie lewe het ons daardie begeerte na standvastigheid, na onbeweeglikheid, om ons wedloop met volharding elke dag die stryd van die geloofsstryd te voltooi tot U verheerliking. Daarom vra ons dat vandag se woord, dat U ons sal opbou, dat U ons sal stig en sal rig, dat U ons sal lei en vertroos, want ons het U so nodig. Ons dankie dat ons in afhanklikheid voor U kan staan en ek kan vertrou dat U sal vir ons die goeie werk wat U begin het voltooi. In Yeshua. Amen. Ek kan die sitplekke inneem, baie dankie. Het is lekker om almal te sien. Welkom, die besoekers. Ons is besig met ons Filippense reeks. En in die eerste deel, wat 3 dele was, aflewering, soos dit die getroue dienskneg, en nou die volgende deel is die positiewe gevangene. Nou gevangenes en boeie is nie 'n lekker onderwerp nie, maar wanneer ons in die lig van die evangelie sing, U is die een wat boeie vrymaak, dan is daar iets baie groot. Dis net Jahwe wat boeie kan losmaak, maar die manier hoe hy dit doen is baie spesiaal. En ons maak ons Bybels oop by Filippense 1, en ons lees vanaf vers 12 tot 18, en ons gaan spesifiek gesels oor hierdie positiewe gevangene met die opskrif in alle geval, in alle geval. Filippense 1 vanaf vers 12, en ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Messia onder die hele keiserlike leiwag, en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in Yeshua deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevreesd te preek. Sommige preek Messia wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Messia uit naaiwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Messia verkondig, en hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Mag Vader Jahwe hierdie kosbare woord in ons harte seën. Dit is uniek in die opsig dat ons hier met Paulus saam in die gevangenskap in Rome, die van julle wat dalk so 'n bietjie net moet verfris word die geheue, ons weet dat Paulus, nadat hy tot bekering gekom het, spesiaal geroep is om verder daai sendingreise in Klein-Asië en later verder Macedonië en dan nog verder Macedonië waar Filippense is en dan nog verder later die suide, Korinthe en dan nou hier in Rome. Nou Rome, interessant genoeg, en ons gesels 'n bietjie oor ons lewenspaaie. Baie keer het jy 'n droom of 'n ideaal en dan ervaar jy baie konflik, want dinge gebeur nie soos wat jy dit wil hê nie. Maar as kind van Jahwe sien jy later in jou lewe, Jahwe het tog dit wat jy begeer het op 'n manier gegee, ver bo kan wat jy gedink het. Nou Paulus het al baie vroeër in sy lewe op sy 3de sendingreis bekend gemaak dat hy graag Rome toe wil gaan. As jy nou op 'n kaart kyk, nog verder wes, ek moet so staan, verder wes. En want hy tot daar by Macedonië, Grieke land gevorder. Maar
hy het laat weet, hy wil so ver gaan na Spanje, wat hy die evangelie wil verkondig. Maar ons weet, nadat hy teruggekom het van sy 3de sendingreis, is hy gevange geneem in Jerusalem. 2 jaar gewag vir 'n verhoor in Caesarea, en later het hom op die keiser beroep, wat in Rome is. En hy is te Rome toe. Maar nie as 'n vry man wat kan doen wat hy wil nie. Hy is onder huisarrest, hy is 'n gevangene. En sy grootste begeerte, en jou motiewe word altyd getoets, jou motiewe word gesuiwer, hy wou die evangelie gebring het, dit is hoekom hy wou Rome toe gaan het, hy wou nie 'n vakansie gehad het nie, hy wou nie net roem en eer, hy preek tot in Rome nie, hy wou die evangelie gebring het, en ja, hy kan nou. En dis wat so interessant is van hierdie situasie waarin hy is, en ons dan begin eers by vers 12, ek wil hê dat julle moet weet, broeders, hier is 'n baie belangrike saak, ons is mense, ons het in hierdie lewe baie interne en eksterne motivering nodig, baie, veral op 'n maandagoggend. Dit is net so, dinge beïnvloed ons baie, ons is baie beïnvloedbaar. As 'n wind skeef waai, dan skrik ons. Nou seker nie dit sê nie, in die laaste week se konteks. Maar as ons die windjie van voor kry, dan kan ons baie vinnig voel. Ons gevoelens is baie sensitief. Paulus weet dat hierdie gemeente wat hy herder in Filippense, is in afwagting, want hulle herder, die een wat vir hulle so lank 'n pad gestap het, is in gevangenskap. Wat gaan van hom word? Wat gaan van hierdie kragtige prediker word? Hy is gevangene, daar is binding, daar is tekort, daar's inperking, en dis nie regtig wat gebeur nie, want Paulus wil vir hulle die waarheid in die lig van Jahwe se werke verduidelik. En daarom sê hy, ek wil hê julle moet weet, ek wil hê julle moet dit ter harte neem, ek wil hê julle moet begrip hê wat hier aan die gebeur is. Julle hoor net die nuus, ek is in die tronk. Julle het in 'n mens hoor 'n ding en hy gaan in jou kop en jy maak jou eie gevolgtrekkings, en eintlik is dit nie heeltemal wat aan die gang is nie. Daarom sê Paulus, ek wil hê hulle moet weet, hulle moet mooi luister, wanneer die brief hulle gelees word, verstaan mooi. Vra vir Jahwe vir insig. Wat gaan hier aan? Dat wat my wedervaar het, hierdie dinge wat ek met my oorkom, met my gevangeneming in Jerusalem, die vervolginge, die beplande moord, die 2 jaar in Caesarea, wat daar nie uitsluitsel kom nie, niemand kan bewyse inbring nie, dinge wat mens frustreer. Ons almal het al iewers met iets te doen gehad, wat daar kom net nie 'n antwoord nie, die ding kom nie tot op 'n punt nie, daar is net die korrespondensie is die mekaar, en. En ons raak opstandig. Paulus sê, ek wil hê julle moet weet, dat dit wat my wedervaar het, en uiteindelik wat ek my op die keiser moet beroep het, en hier in die gevangenis sit, en julle kan daarvan gaan lees in Handelinge 28, dis waarmee die boek Handelinge afsluit, dat dit wat hier gebeur het, eerder, so mooi die Afrikaans, eerder, op die bevordering van die evangelie uitgeloop het. Nou hier is 'n ingesteldheid. Dit is iets wat elkeen van ons moet in jou hart koester. Hoe sien jy die lewe? Hoe sien jy gebeure? Hoe sien jy skade? Hoe sien jy voorspoed? Alles gaan oor hierdie een doel, die bevordering van die evangelie. En daarom kan ons in Suid-Afrika sê, daar's baie dinge wat nie ons sakke pas nie, maar vir die evangelie tot groot bevordering lei. Dis net Jahwe wat dit vir jou kan in jou hart leer om anders te kyk na krisisse, na boeie. Boeie in hierdie geval is fisies, ons nou oor Paulus se boeie praat, fisies, maar dit is 'n baie mooi beeld wanneer ons gebind word, ingeperk word. Ek wou soontoe, maar ek kan nie. Ek wou graag, en ons sê baie keer, Jahwe ken my hart. Die vraag is, ken jy jou eie hart? Want Jahwe gee vir jou die omstandighede om vir jou te wys wat is in jou hart. Dis wat hy met Israel in die woestyn gedoen het. En so is hierdie boeie, wat in Paulus se geval
regtig aan sy lyf was, hy het dit gevoel, hy het dit ervaar, is vir hom weer eens 'n toets of sy hele hart by die evangelie is, by die verkondiging van die evangelie. Julle sal agterkom die liedere wat ons gesing het, is baie oor die evangelie, om dit uit te dra. En baie keer sê ons, maar ek kan nie dit nie, ek is nie so nie, en ek is, maar soos Moses, my tong dit, en Paulus het dalk 'n baie groot rede gehad, en sê, ek wou graag in Rome gepreek het, maar nou sit ek gevange, ek is vasgevang, ek kan nie. En dis mense vleeslike redenasie. Maar dis nie regtig hoe Jahwe gewerk het nie, want wat hier eintlik gebeur het, en dit is nou eintlik heel komies. Paulus sê ek gaan dit nou daarby uitkom en verduidelik, hierdie bevordering, is nie per bevordering van my menswees, of bevordering van my gemak nie. Een enkele doelwit, die bevordering van die evangelie. Daarom dwars deur die boodskap, en dwars deur die brief, en dwars deur ons lewe, moet jy bo in jou lewe skryf, het my lewe bygedra tot die bevordering van die evangelie, die skyn van die lig, is my bydra in die gemeente en gemeenskap tot bevordering, of is ek in my lewe stagnant? Nou, Paulus het, en ons noem dit ook die positiewe of die optimistiese gevangene, mense sou dink gevangenskap bring beperking en inperking, maar hy gebruik heeltyd die woorde soos bevordering. Julle sal dit later ook sien in vers 25 by 'n volgende boodskap, gaan hy praat dat hy is bly tot julle bevordering. Hy het heeltyd hierdie groei, hy het heeltyd hierdie die werk van Jahwe wat daardie aksie, daardie energievolle positiwiteit. Nou dit is spesiaal iets wat ons vir ons jong mense moet sê. En ons moet as ouer mense waak om negativiteit te saai. Want soos ons voorheen gesê het, Jahwe werk en niemand kan hom keer nie. En Jahwe werk in ons om te wil sy wêreld om te werk na sy welbehae. En daar is vandag instansies en mense onder ons volk wat positiewe bydrae lewer, groei bring. Nou, ek gaan nou nie name noem, maar as ek so vinnig kyk, die afgelope 2 weke het hy ons wonderlike ervarings gehad in Pretoria, waar mense hand uitsteek en werk en wil, op watter gebied ook al. Te midde van 'n negativiteit in die wêreld, 'n negativiteit in die land. Hoeveel te meer elkeen van ons in die evangelie vrug dra. Die evangelie wat getuig, Jahwe is my verlosser, 'n lewe van verlossing lei. Dat maak nie saak wat met my gebeur, die hartseer, die trauma, die slegte nuus, die skok, die wat ook al met ons gebeur, eerder tot bevordering van die evangelie lei. Wanneer mense kom om te simpatiseer, wanneer mense kom om jou te besoek, wanneer mense oor jou lewenspad kom, dat jy meer en meer sal sê, ek wil hê jy moet weet, dat dit wat met my gebeur het, eerder tot bevordering van die evangelie is. En jy hoef dit nie te sê nie, jy kan dit net leef. Mense kan agterkom, maar hoe meer hierdie persoon onderdruk is in gevangenskap en boeye en dinge, slegte dinge met nog gebeur, hoe meer dra hy die vrug van Yeshua. En dis wat Paulus, wat Jahwe hom geroep het om vir ons wat die laaste 2000 jaar hierdie brief lees, menslik gesproke was dit nie maklik in die tronk nie. Dit was nie maklik nie. Maar daardie insig, daardie volwassenheid is so kostelik, dat ons as gemeente vanoggend kan stil staan en sê, Jahwe, plant hierdie saadjie in my lewe om die bevordering van die evangelie as my raamwerk, waarin ek alle verhoudings, alles wat met my gebeur en waarin ek betrokke is dit my fokus. Nou, 2 dele. Paulus sê nie net vir die mense, dit wat hier gebeur is tot bevordering van die evangelie nie. Hy verduidelik dit vir hulle aan die hand van 2 sake. Daar kan baie wees, Paulus praat nie oor homself nie. Hy sê nie vir hulle, hy is besig om geestelik volwasse te word of groei, of dinge in sy eie lewe. Die fokus is nie nou op hom nie. Hy is eers by die evangelie, die verkondiging. Vers 13, sodat, hoekom is dit tot bevordering van die evangelie sy boeye?
sodat, vers 13, my boeye openbaar geword het in Messia. Nou, dit is baie belangrik hierdie, in Messia, baie keer beland mense in die tronk as gevolg van hulle eie foute, dit is nie in Messia nie, dit is regtelike stappe. Petrus skryf ook baie duidelik daaroor, dat as 'n mens ly wanneer jy verkeerd gedoen het, dan is daar nie 'n genade daarin nie. Dit is hoe dit moet wees. Maar wanneer jy onregverdig ly, dit wat Oom Hendrik so mooi gelees het vanoggend Matteus 5, vers 10, salig is julle, as julle verdrukking ly ter wille van Yeshua se naam, ter wille van die evangelie. En nou in Paulus se geval is dit duidelik so, dat na al die konflik met die Galasiërs oor terugkeer na die wet toe en die nuwe verbond en in Yeshua te bly, en hulle die broers gestuur het daar in Jerusalem om hom gevange te neem omdat hy volgens hulle die volk mislei en wegvat van Moses en wegvat van die wet. Julle kan die hele konflik gaan lees. Word hierdie boeye geopenbaar, maar dit wat Paulus verkondig het, is Yeshua. En hierdie boeye is ter wille van die evangelie, in Yeshua, in die gesalfde. Nou ons weet, hoe het Yeshua se lewe gelyk? Wie het beplan om hom gevange te neem? Skrifgeleerdes, Fariseërs, die wat 'n godsdienst gehad het waarvan Yeshua sê, skynheiligheid, eie geregtigheid, suurdeeg van die Fariseërs. So dit bring vir Paulus die vrede, dat sy boeye is in Yeshua. Nou hier is nou die interessante deel. Sy boeye, hy ly nie as 'n krimineel nie, maar as iemand wat in Messia is onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander. Net van interessantheid, so volgens geskiedenisbronne, die keiserlike leiwag was 9000 uitgesoekte manne. Nou hoe werk dit nou? Paulus se gevangenisneming het soos volg gewerk. Hy's fisies aan 'n soldaat vasgemaak 24 uur. Hy's vas. Maar nou die komiese hierin is, net so min as wat Paulus kan wegkom, kan hy soldaat wegkom, want jy sal sit en luister, want hierdie man borrel van die evangelie. So elke soldaat, volgens my gedagtegang, het die evangelie gehoor. Kyk, hulle het 6 uur skofte gehad. Nie soldaat gestraf, maar net 'n 6 uur diens gehad. So elke 6 ure, Paulus die geleentheid gehad om vir 'n volgende soldaat die evangelie te bring. En daarom sê hy wil hê hierdie Filippense wat hom jammer kry omdat hulle dalk nie heeltemal Jahwe se wil en wee sien nie. Paulus wou graag in Rome die evangelie gaan verkondig het. En hy kom binne in die tronk. Jahwe stuur na hom toe die soldaat op diens wat aan hom vasgemaak is. En so kon Paulus. En hy het die geleentheid gebruik. Die woord sê, hy het aan die hele keiserlike leiwag het hy gevertel. Want daai een wat aan hom vasgemaak was, is geleer en hy kon weer vir sy vriende vertel. En so is die evangelie op 'n ander manier verkondig as wat Paulus dit beplan het of as wat ons dit graag sou wou gehad het. Jahwe se wee is nie ons wee nie. Jesaja 55, soos die hemel hoër is as die aarde, so is Jahwe se wee hoër as ons wee. Want elkeen wat by Paulus vasgemaak was en die evangelie gehoor het nie by 'n diens gesit waar daar, ek wil amper sê, waar die predikant langs 'n bosie blomme staan en waar hy opgekyk word nie. Paulus was in boeye. En daarmee sê ek nie predikant is nie eg nie, maar wanneer jy in verdrukking en in benoudheid en in ongemak die woord bring, dan kon hierdie soldate regtig verstaan. Hierdie man weet waarvan hy praat. Die evangelie van Yeshua Messia is bevorder deur sy boeye en nie benadeel nie. En so kan elkeen van ons in ons lewe wat drome droom, as ek dit het, as ek dat het, dan sal ek vir Jahwe werk, as ek net so en as ek net soos daai broer of daai suster, dan sal ek dit en dat vermag. Nee, jy kan swak wees. Jy kan in boeye wees. Jahwe sal die persoon na jou toe stuur. En jy hoef nie verskonings te maak nie. Jy kan net in Yeshua vrug dra.
En dit sal tot bevordering van die evangelie, van die saak, die koninkryk van die hemele uitloop. Jahwe is soewerein. Dis net die koning van die konings, wat in hierdie swakheid sy sterkte kan bewys. Paulus het vroeër in sy lewe dit gesê vir die Korintiërs, let op julle roeping broeders, julle is nie die magtiges nie, julle is nie die sterkes nie, julle is die swakkes. Jahwe die swakkes verkies om die sterkes te beskaam, en later in Paulus se lewe, hier waar hy in die tronk is, sou hy dit weer eens die vrug gedra het van wat hy gepreek het, as ek swak is, dan is ek sterk. Want dit is die krag van Jahwe wat in my woon. Daar is soms omstandighede wat jy vir jouself sê, ag, byt net vas, dis net 'n klein rukkie, dan is dit verby, dan is ons daar deur. Daar was nie vir Paulus so vooruitsig hier met die boeie. Hy het lank gesit. En die uiteinde wat hy dan later in Filippense 1 sê, dis nou of vryheid of die dood. Maar maak nie saak wat gaan gebeur nie. In alle geval, of ek lewe of ek sterwe, ek behoort aan Yeshua. In alle geval. Veral in boeie. Veral in ons tye in ons lewe wat ons geboeid voel deur omstandighede, verhoudings, waar ek gevoel, maar ek is in 'n gevangenskap. En die wêreld het so vreemde filosofie van, maak wat jy wil, breek, gaan, doen jou eie gang. En die woord van Jahwe sê anders, sê nee, in jou boeie, in jou gevangenskap, vra vir Jahwe vir die regte gesindheid om daardie vrug te dra wat tot bevordering van die evangelie dien. Boeie is nie verkeerd nie. Boeie is nie buite Jahwe se middele om sy evangelie te bring nie. Inteendeel, vanoggend se gedeelte sê die teenoorgestelde. Dis wanneer Paulus geboeid is, wanneer hy aan die keiserlike mag, leiwag en al die ander vir 'n hele paar maande, ek dink is 2 jaar, elke dag die geleentheid gehad het. En daai persoon was vasgemaak. En dit is so kostelik. Want ek glo wanneer daai soldaat aanvanklik môre grom kom in sy diensbeurt, en Jahwe het deur Paulus met die persoon praat en 'n hart begin te draai. En elkeen van julle wat al die voorreg gehad het om met iemand die woord te deel wat honger was, wat dors was, daardie vreugde van salig is die wat die evangelie, salig is die voete van hulle wat op die berge die evangelie verkondig. Daardie wete, maar Jahwe, ek is nou 'n instrument in die hand. In myself wil ek bietjie kla oor gisteraand se slegte slaap en hierdie tronkkos wat nie lekker is nie, en my omstandighede, maar die dag draai anderste uit. Jahwe gebruik my. Jahwe gebruik my. Ek dink Paulus het naderhand al, as hy opstaan en weer as 'n nuwe soldaat, tel daai verwagting gehad, Jahwe, wat wil u vandag vir hierdie persoon gee? En dit beteken nie almal het tot bekering gekom nie. Daar is sommige wat die boodskap hoor tot hulle eie verderf. Om eendag net te kan sê, hulle het nooit geweet nie. Dink net, daar gaan soldate wees wat die voorreg gehad het om aan Paulus vasgebind te gewees het vir 6 ure. Ek dink party van ons sal vandag wou sê, gee my 'n beurt om hom op te pas. Gee my 'n beurt om die woord te hoor. En so kan ons gedagtes gaan en sê, maar Jahwe, help ons om op te hou vaskyk teen tronke. U wee is so wonderlik. U maak van die slegste situasie 'n vrugbare situasie. Soos ons sê, Jahwe maak van 'n verleentheid 'n geleentheid. En dis vanoggend se teks, dat die gemeente van Filippense wat op 'n afstand was en bekommerd was oor Paulus, wat Paulus vir hulle sê, nee, inteendeel, julle hoef nie oor my bekommerd te wees nie, julle kan saam met my, julle verbly in Jahwe, want dis die einde van vers 18, verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Daar's regtig rede om te bly te wees. Nie die uiterlike nie, maar in terme van die evangelie. In terme van die evangelie is daar altyd rede om bly te wees. Maak nie saak watter slegte omstandighede ons in bevind nie. Die tweede deel, vers 14, behalwe die keiserlike leiwag en al die ander, is daar iets groots wat ook gebeur, en
In die tyd van vervolging wat al reeds begin het en nog verder voorlê vir die eerste gemeentes, die meeste van die broeders vers 14 wat in Yeshua deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Dit is 'n ou manier in jurisdiksie om van iemand 'n voorbeeld te maak. Vreesbewind. As jy iets wil uitroei uit 'n volk of 'n samelewing uit, vat een en maak 'n ordentlike voorbeeld van hom. En hulle het dit met baie wreedheid in die ou tyd gedoen. Baie. Die mens se siege is van soort en selfs Jahwe en sy wet, ek wil amper sê, dit is Jahwe wat dit eerste ingestel het in die Ou Testament, dat kom ons vat 'n kind wat wederstrewig is, stenig hom voor die hele volk, dat al die kinders dit sien, wat gebeur met 'n wederstrewige kind? Dat hulle kan skrik en werklik waar besef, hou op daarmee. Dit is so baie kwaad onder die volk uitgeroei was, maar dit is kwaad. So die mense siege, as hy hierdie voorbeeld sien, dan begin hy 'n bietjie verder te dink. Dit is nou vir die verkeerde. En nou sal mens dink, omdat hulle van Paulus besig is om 'n voorbeeld te maak, dat die res sal terugstaan en skrik. Maar dis die wonder van Jahwe. Paulus is nie 'n krimineel nie. Dis terwille van Yeshua. En omdat dit terwille van Yeshua is daar iets in Jahwe se kinders, die broeders waarvan hy vers 14 praat, het nie teruggestaan en gevrees nie. Daar's iets wonderlik wat gebeur. Dit het hulle aangetrek, dit het hulle bemoedig. Hulle wil ook nie net wees soos Paulus is nie, want Paulus wil soos Yeshua wees. Yeshua is die een wat vir ons gelei het. En hierdie pyn en lyding en verdrukking word gemeenskap aan Yeshua se lyde. En dit is hoekom die Christelike geloof, die ware geloof, nog nooit deur vervolging en verdrukking uitgeroei kon word nie. Nie deur die ergste metodes, van leeu's in die arena tot brandstapels, geen ooit kon, in die wêreld kan dit nie verstaan nie, want jy is veronderstel om bang te wees en te skrik, maar hoe meer daar vervolging was, het die ware kinders van Jahwe gesê, ons wil in Yeshua leef. Hoe is dit moontlik? Want hulle het nie vasgekyk in die hier en die nou nie. Paulus sê, verder is my weggelê 'n kroon. 'n Kroon, hy sien die kroon, hy sien die wedloop, die eindstreep, hy sien die prys. Die hier en die nou, die boeie, bind hom nie. Dit lei net tot bevordering van die evangelie. En Paulus sê vir die gemeente van die Filippense, julle moet verstaan gemeente, moenie as julle van my slegte nuus hoor, bang word en terugdeins nie. Hierdie boeie het broers gemotiveer om ook onbevrees in Rome die woord te preek. Dit is Jahwe se manier. Op papier sou jy gesê het, nee, as dit goed gaan met die leier, as hy sterk is, as mense kan sien sy voorspoed, sy mag en sy optrede, publieke beeld wat hy het, dan sal al hoe meer mense opgewek. Nee, die teenoorgestelde. En dis waarmee die vyand uitoorlê word. Baie mense het deur hulle dood meer ander mense opgewek om te volg as deur hulle magtige vertoon. Waarvan Yeshua die grootste voorbeeld is en die disippels. Dit gee vir ons iets om oor te dink. Baie keer dink ek, as ek vir mense kan wys hoe sterk ek is, hoe groot ek is, hoe voorspoedig ek is, dan sal hulle na my luister. Dit bring autoriteit. Ons wil nie swak wees. Paulus sê vir die gemeente in Filippense, Jahwe se weë is anderste. Deur my boeie, deur hierdie getrouheid wat Jahwe in my werk, om in my boeie nie bang te wees nie. Ek demonstreer die krag van die evangelie. Hy het baie broeders die woord onbevrees gepreek. Dit is vir ons elkeen iets om in jou geestelike lewe in berekening te bring. Ons voel baie keer, as ons hoor, die getalle neem toe, daar's groei, daar's positiewe dinge, en daar's 'n tyd en 'n plek vir alles, dat hier is nou momentum, nou gaan ek ook deelneem. Maar die ware leiers, dan kyk maar na ons volkie se geskiedenis, as dit swak gaan, as dit moeilik gaan,
as daar modderlaar is, as daar nie al hierdie eksterne opgewondenheid en ekstase is nie, dan is daar die toets vir egtheid. En dan is daar ware gesag. Elkeen van ons in 'n huisgesin, in 'n familie, in 'n vriendekring, kry die geleentheid om in jou boeye, in jou gevangenskap, in jou swakheid, vir Jahwe instrument te wees. En dan kom die eer om toe. En dan is die mens ook diep bewus dat dit wat hieruit voortvloei, dit wat hieruit volg, is nie iets wat ek gewerk het nie, dis Jahwe. En dit sal bly staan. Dis nie werk van hout, hooi en stoppels nie, dis werklik Jahwe se werk. En nou kom ons by 'n baie moeilike een. Dis baie lekker as mense met jou saamstem. Dis baie lekker as mense met jou saamwerk. 'n Mens raak ongemaklik met mense wat passief is en net een kant is en nie wil deel nie, net toeskouers is. Hulle sal altyd daar wees. Maar die persone wat uit hulle pad uitgaan om jou te staan, dis 'n moeilike een. Die mense wat jou kritiseer en agter jou rug praat en dit wat jy gesê het verdraai tot hulle eie voordeel, dis 'n baie moeilike toets. En die eerste ding wat die mense redelik dan verloor is jou blydskap. En 'n mens staan verstom oor wat hier gebeur, want Paulus is op 'n plek en 'n punt in sy lewe, hy sê, hier's twee groepe mense wat Messia verkondig. Vers 15 en 16. Sommige preek Messia wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Messia uit naaiwer, nie met suiwere bedoelinge nie, met die mening om aan my boeye verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? Nee, ek sou gesê, dit maak 'n groot verskil. Ek sal eers bietjie op my perdjie klim en sê, Hier is net iets om te verduidelik. Daar is 'n groep mense in byvoorbeeld Galasiërs wat 'n ander evangelie verkondig terwyl daar geen ander is nie, en Paulus sê baie duidelik, laat hulle vervloeking wees. Want hulle het die gemeente teruggevat na juke van besnydenis, weg van Messia af, en Paulus was die kragtige instrument in Jahwe se koninkryk om daardie groep te identifiseer en kragtig te staan. Dis nie hierdie van wie hy nou praat nie. Hierdie van wie hy nou praat is mense wat hom persoonlik as mens aangeval het. Nie die evangelie nie, Paulus as mens. Daai deel wat jy nie graag wil hoor nie. En dit was Paulus se groot toets. Daar was 'n naaiwer, die woord naaiwer kom spesifiek voor. Julle onthou mos maar, mense is mens. Sommige sê ek is van Apollos en ander sê ek is van Paulus, en party sê daai predikant preek te lank en hy sê hy preek te hard of dis dit of dit dat, en so gaan dit maar altyd oor al die eeue. Die een is dit en die een is dit dat, en so begin mense maar predikante teen mekaar afspeel. Dit is niks niets nie. En dan as die een groep nou nie sterk genoeg is, dan begin ons nou 'n bietjie te vertel kinderstorie van, het jy geweet, daai predikant het dit en dat in sy huis, en dis mense, dis die gemeente. Nou, hier is nie engele nie, dis mense, dis ons. En so het mense Paulus se boeye gebruik, om te sê, sien julle, daai predikant van julle is nie so goed as wat julle dink hy is nie. Daar sit hy nou. Wat het nou geword van al sy sendingreise? En ek weet nie presies wat was die situasie nie. Paulus is maar min gepla, hy gee nie vir ons in detail, hy verdedig nie homself. Dis ons groot moeilikheid. Kyk, as jy vals beskuldig word, jou eerste begeerte is om jouself te verdedig. Paulus sê, wat maak dit saak? As dit vir hulle energie gee, om oor Yeshua te preek, laat dit so wees. Hierdie mense het nie 'n valse evangelie gepreek nie, daar was net naaiwer. Daar was 'n probleem. Ek het dit duidelik gesê. Die mense wat 'n valse evangelie gepreek het Paulus baie duidelik uitgewys. Hierdie mense het hom as mens te nagekom. En dit is wreed. Maar mense is wreed. Mense doen dit. Ons kyk baie keer na kinders en hoor hoe sê die een vir die ander, en jou neus is krom. En sê, ja, kinders is wreed. Want daai kinders word groot. En dit word groot mense, en dit is net so wreed. Ons sê wrede dinge van mekaar en vir mekaar.
En Paulus sê, selfs daai pyn van seer kry, en mense se naaiwer, selfs dit loop uit tot die bevordering van die evangelie. Wat maak dit saak? In alle geval word Yeshua verkondig. Dit moet 'n unieke perspektief op die lewe wees. Want dit is al die dinge wat ons so maklik, my omstandighede, of wat mense van my sê en vir my sê, maak my lam. Ek raak betrokke in konflik en al my energie is daar, dat ek nie meer krag het om lief te hê of om goed te wees nie. En Paulus het besef, nee, jy moet jou fokus hou op Yeshua. Dis waar jou energie moet wees en jou doelwitte en jou blydskap. Van alles is dit die belangrikste. Jou blydskap. Mag Vader Jahwe vir ons help as gemeente om nie net vir Paulus te bewonder nie, want hy was maar net 'n diensknegt van Yeshua. Maar te sien hoe Jahwe met 'n persoon kan werk, geestelik laat groei, volwasse word, en daar dieselfde begeerte in jou lewe hê, al is jy jonk, al is jy ouer, om daar op 'n plek en 'n punt te kom in jou lewe, om ook te kan sê, maak nie saak wat gebeur, of wat mense sê en doen nie, dit gaan tot bevordering van die evangelie uitloop. Nie noodwendig my gemaak nie, noodwendig gaan mense vir jou kom jammer sê hier op aarde, nie noodwendig gaan jy vergoeding kry en skuldvergoeding, nee, maar die evangelie gaan bevorder word. Baie keer kom mense later tot bekering en kan hulle nie teruggaan na mense wat hulle te nagekom het, want hulle is al dood. Maar in die geloof kan ons hierdie week aanpak en sê, Vader, help vir my om anders te kyk, want die tema is die optimistiese, die positiewe gevangene. En as jy in jou lewe iewers te voel, maar iets perk my in, my finansies of my verhouding of my gesondheid, ek kan nie meer beweeg soos ek altyd beweeg het nie, my geheue is besig om te gaan, ek voel beperk en ingeperk, dan is die boodskap vir elkeen van ons. Paulus kon daar in Rome, dit wat Jahwe in sy hart gewerk het om die evangelie te bring, om vir die evangelie te verdedig, om nie die glansprediker te wees, maar 'n instrument te wees, wat werklik die waarheid preek. Jahwe het op sy manier beskik, dat dit gebeur het. Al is dit met 'n bietjie humor, of baie ongemak, of wat ook al, Jahwe se weë is bokant ons weë. En dit is iets wat ons moet verstaan. Dit is iets wat ons in ons harte moet koester. Dit is nie net iets wat jy moet sê nie. Dit is iets wat jy prakties vanmiddag moet stil word en sê, Vader, maak hierdie boodskap in my lewe prakties van toepassing. Maar laat my raak sien, die dinge wat my irriteer en ongemaklik maak, dinge wat ek wil vermy, maar ek kan dit nie verander nie, maar ek wil dit verander, en ek stamp elke keer my kop. Maak my rustig, gee my vrede, gee my 'n nuwe perspektief. Gee my vrede, gee my 'n begeerte dat alles wat ek wedervaar tot bevordering van die evangelie sal uitloop. Al is dit tye wat ek seer kry, waar mense my naam beswadder of verkeerd gebruik, soos in Paulus se geval. Sommige mense het dit uit liefde gedoen, en ander uit naaiwer. Maak nie saak in hierdie lewe wat gebeur nie, goed of sleg, vers 18. Maar wat maak dit in alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Messia verkondig. Daar's die hoof. Yeshua moet verkondig word. Hoe word hy verkondig? Deur jou vrug, wat getuig dat jy die loot is en hy die wynstok. Dit is nie 'n lang preek nie. Dit is vrug, lydsaamheid, geduld, lankmoedigheid, vriendelikheid, blydskap, sagmoedigheid, getrouheid. Die vrug van die Heilige Gees. Dis hoe jy verkondig, ek is 'n loot en ek is uit 'n wynstok, die wynstok. Ek wil ons moet gou saam blaai na 2 Timoteus 2 vers 9. 2 Timoteus is geskryf, die geskiedenis leer ons dat nadat Paulus hier aan die Filippense geskryf het, hy in die tronk in Rome was hy toe vir 'n kort tydjie vrygelaat.
en hy is vir 'n tweede keer gevange geneem, waarna hy toe nou sou sterwe. 2 Timoteus 2 vers 9 is 'n beginsel in die woord van Jahwe wat ons vanoggend hanteer het, en ek wil hier staan dit nou baie mooi in woorde. 2 Timoteus 2 vers 9. Ons lees vanaf vers 8 om die begin van die sin, aan die sin se begin te begin. Onthou dat Yeshua Messia uit die geslag van Dawid uit die dode opgewek is volgens my evangelie, 2 Timoteus 2 vers 9, waarin ek verdrukking ly tot die boeie toe, soos 'n kwaaddoener, maar die woord van God is nie gebonde nie. Kan jy in jou lewe vrede maak met jou boeie, om soos 'n kwaaddoener, jy moenie 'n kwaaddoener wees nie, die woord van Jahwe roep ons op om nie kwaaddoeners te wees nie, maar as jy soos 'n kwaaddoener moet ly, onregverdig, onthou die beginsel, die woord van Jahwe is nie gebonde nie, inteendeel, dis in daardie omstandigheid, waar die woord van Jahwe meer en meer verkondig word. En dan kan Paulus in 2 hoofstukke later, 2 Timoteus selfe brief 4, kan hy getuig. En dis my gebed dat elkeen van julle hierdie getuienis ook sal kan getuig. 2 Timoteus 4 vers 17, nadat Paulus in vers 16 gesê het, in sy eerste verdediging in die eerste tronkervaring wat ons nou hanteer daarin die boek Filippense, het niemand my bygestaan nie. Niemand het my bygestaan nie. Almal het my verlaat. En hierdie is nie 'n emosionele uitbarsting van, jy doen altyd dit, en ek is nooit daar. Hierdie is nie daai tipe konflikte gevegte nie. Hierdie is realisties. Paulus was soms alleen. Maar, en dan bid hy nog, mag dit hulle nie toegereken word nie. Vers 17. Maar Jahwe het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my prediking heeltemal volbring kan word, en al die nasies dit kan hoor, en ek is uit die bek van die leeu verlos. Die woordjie volbring, bevordering, groei. Ek het my roeping nagekom, ek het gedoen wat ek moes, deur my, ek was die instrument, Jahwe het my bygestaan, Jahwe is my krag en my psalm, Jahwe is my bron, Jahwe is die fontein, Jahwe is die lig, daarom hoef ek nie te vrees nie. Daarom hoef ek nie na myself te kyk en na my eie swakheid en angstig te word oor wat mense van my wegneem nie, want dit wat vir my belangrik is, die lewe kry ek van Jahwe. Ek is net die instrument, sodat die getuienis vas kan bly staan. Hulle het almal my verlaat. Jahwe was by my. Al voel jy soms dat mense jou nie verstaan nie, dalk die mense die naaste aan jou wat jy graag wil hê jou moet verstaan. Al voel dit vir jou, niemand verstaan, niemand gee om, niemand het onthou, niemand het belang gestel nie. Gaan na 2 Timoteus 4 vers 18 toe. Jahwe sal my verlos van elke bose werk en my red, om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Paulus is nie einde van sy brief nie, maar met daai stelling breek hy uit en gejubel, aan hom al die heerlikheid. En dis waarmee ons vandag ook afsluit in Filippense 1 vers 18. Hierin verbly ek my, en ek sal my verbly. Hierdie saak, hierdie begrip, hierdie konklusie, om te sien wat hier gebeur, stem my tot blydskap. Dan kan ons dadelik weer terug reflekteer en sê, hoekom het ons baie keer min blydskap? Hoekom borrel ons nie altyd nie? Want ons vat die omstandighede, ons boeie, en ons sien dit as, dit gaan met my swaar, dit gaan met my sleg, ek kan nie, ek wil nie, en ek kruip weg. Maar wanneer Paulus hierdie openbaring kry, nee, dit is tot bevordering, tot groei, om te volbring, dan sê ek verbly my. Mag elkeen van ons by hierdie boodskap stil staan, en mag elkeen daai vrug van blydskap dra in jou boeie. Kom ons staan en bid ons saam.
Ons almagtige Vader Jahwe, baie dankie dat U woord 'n lamp is vir ons voet en 'n lig vir ons pad. En dat ons hierdie voorbeelde wat ons het van 'n Paulus of 'n Petrus of 'n Jakobus, wat in Yeshua se spore gestap het, dat ons as mens daardie begeerte kan hê, Vader, om U gehoorsaam te wees. Selfs as ons beproef word, as ons getoets word. Dankie Vader Jahwe, dat U altyd oorwin, dat U krag in ons swakheid volbring word. Ons wil spesiaal aan U die eer gee vanoggend, soos wat Paulus sê, aan U al die eer, die koning van die konings, wat sy boeye verander het in 'n geleentheid om sy roeping te vervul. En daarom wil ons vir elkeen vanoggend aan U opdra, Vader, in ons gemeentes, in U gemeente, waar hulle ook al mag bevind, dat U in hulle harte hierdie verligting sal gee, hierdie perspektief. U gebruik ons, soos U wil, waar U wil, wanneer U wil, alles tot U verheerliking. Doen slegs U wil met ons. U is die pottebakker, en ons is die klei. In Yeshua Messia. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen.